Goeiemôre almal. Baie welkom by vanmôre se erediens. Dit is lekker om julle te sien. Party van julle sien ek nou vir die eerste keer hierdie jaar, so vir die van julle baie mooi en 'n geseënde nuwe jaar vir julle en ek is bly dat julle nou al almal veilig terug is. Ja, nou maandag begin is die meeste van ons maandag is dit nou alweer skouer aan die wiel en hier binne word gesê dat eintlik is die vakansie nou al bereeds te lank, so die skole moes nou al oopgemaak het. Maar ja, sterkte met die voorbereiding, wat er maak nog nie, ook nie eers volgende week, maar sterkte met die voorbereiding vir die skole wat ook nou al weer oopmaak en elke ding, so dinge is nou besig om terug te keer na normaal. Maar ek hoop werklik dat in jou normaal, dat jy die Here se nabyheid en sy teenwoordigheid sal ervaar. Vandag is Epifanie fees. Ek sal nou 'n bietjie iets meer daaroor sê. En ons tema vandag is God se rigting en dan die teks Handelinge hoofstuk 10 vers 34 tot 43. Maar voordat ons nou daaroor verder gesels, kom ons staan en sing ons lekker saam ons voorsang, 2 lofprysingsliedere en dan 'n aanbiddingslied. Dis lied 177, Jesus groot bo almal, en dan lied 198, vers 1 en 3, God is my lied, en dan die aanbiddingslied 176, Halleluja, U is koning. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Lord.
wil ek net graag die volgende vra, dat ons asseblief vir Trudy Val se suster, Christa Stubande van Schweizer, ons het al haar alreeds voorheen op die gebedslys gehad, maar asseblief net weer haar in julle persoonlike tyd op julle gebedslyse bysit. Sy het kanker en dit gaan regtig nie goed met haar nie. En dan die ander persone daar op die gebedslys, Martie Tennyson se moeder, en dan Melanie Koeglenberg se moeder ook. Dan die Huybrecht Blauw het haar operasie ondergaan, dit gaan heel wat beter met haar, dieselfde met Rita van Benau, sy is alreeds terug by die huis, maar asseblief aan hierdie mense dink in julle gebede, en dan by die verjaarsdag hierdie week, vandag verjaar Moira en Tannie Tini, ons het allemaal nou al reeds daar binnen vir Tannie Tini, waar sy nou? Daar staan. Ons het daar binnen vir haar gesê, gelukkig met haar verjaarsdag, sy verjaardag vandag, so baie, ek hoop dit nie 'n wonderlike dag. Ek het daar gesê, dankie, ja. En dan die 6de, Jolandi Potgieter, sy is nie hier nie, en dan die 8ste, Dian van Zyl, en die 11de verjaar, Elna Flink. So, stuur asseblief maar vir hulle op hulle verjaarsdag, 'n mooi verjaarsdag boodskap, sonder om nou vir hulle te sê hulle word ouer, net sterkte verjaar of ek hoop net 'n lekker dag of soiets, want sommige van ons is maar sensitief as ons hoor dat ons word ouer. So moet nie vir hulle sê dat word ouer. Onthou asseblief van die graanprojek, julle kan met Sarel of Gideon self praat daaroor, en dan onthou asseblief om die vee vir die bazaar vir jou wijk se diaken deur te gee, sodat die diakens dit aan Sarel kan deurgee. En dan gaan die diakens ook nou hard begin werk daaraan om die bazaarboekies in die wijke te sirkuleer, sal jy asseblief maar die moeite doen en die boek invul en al die dinge dat sodat die diaken dit kan terugkry, sodat hulle dit nou weer na die kantoor te kan stuur. Die bazaar is om die draai. Letterlik om die draai. So asseblief, as ons die samewerking kan kry met hierdie goedes, dan kan ons sommer voortydig reeds begin werk aan al die goedes. Dus dit ten opsigte van die afkondigings. Voordat ons nou saam bid, net iets oor Epifanie. Nou, julle ken Epifanie, maar laat ons mekaar net weer herinner. Die woord Epifanie, Epiphanos, uit die Grieks uit, Epifanie, Engels, dit beteken as iets tot verskyning kom. Nou, ons het nou, kyk die kerklike jaar begin ons eintlik met Kersfees. En ons het nou Kersfees gevier, en nou vier ons Epifanie as terugkykend voordat die res van die kerklike jaar nou in aanvang neem, kyk ons nou terug na dit wat ons gevier het met Kerstyd, as die tyd toe God homself in Jesus Christus openbaar het, of ten minste daar verskyn het in sy transcendentele menslike liggaam, en daarom vier ons nou Epifanie, so tussen Kerstyd en die res van die kerklike jaar, om te sê, dit is hoe God homself aan ons openbaar het, of aan ons verskyn het, so nou sien ons uit, na die res van die jaar, die kerklike jaar, hoe God homself dan in hierdie tyd weer aan ons op verskillende maniere, op ander maniere, gaan openbaar en aan ons gaan verskyn. So dis wat Epifanie beteken, en dit is ook wat ons dan vandag vier. Nou dit gesê, terwyl ons nou praat oor God wat homself aan ons openbaar en op verskillende maniere aan ons verskyn, weet ons ook dat ons God doen dit sommer maar net deur
by ons te wees, in ons midde te wees, wanneer ons by mekaar is. En dit is nie vanselfsprekend nie. Ons moet maar dankbaar wees, want ons weet tog mos dat wanneer God met ons moeite doen, ons as mens, is dit groot genade. En daarom doen ons moeite in die erediens, om voordat ons uit die woord van die Here te lees, saam te bid, om net ons verstand en ons gemoed en ons gees op 'n plek te kry waar ons ontvanklik is vir dit wat die Here met ons wil doen. Kom ons doen dit, dan weer nou saam te bid. Here, baie dankie dat U as die wonderbaarlike God ons in staat stel as 'n gemeenskap van gelowiges, 'n gemeente, vanmôre hier by mekaar kan kom. Dankie vir die voorreg dat ons U kan aanbid, kan loof en prys, Here, en onsself voor U voete kan kom neerlê, vir U kan kom vra, dat U met ons sal kom deel, dit wat op U hart is. Dat ons werklik sal hoor dit wat U vir ons sal wil sê, dat ons werklik sal ervaar die goddelike ervaring wat U met ons wil kom deel en waarna ons uitsien. Dankie Here dat ons al hierdie dinge aan U kan opdra en saam met die wesens om die troon kan sê, Here aan God. Ons bid Here dat U hierdie samekoms, die erediens sal seën, nie net met die teenwoordigheid, maar ook Here met U oorvloedige genade, sodat ons nou ook altyd baie duidelik sal bewus wees van die feit dat U as die soewereine God met ons 'n plan het, met ons moeite doen en ons kom ontmoet waar ons is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons foto vanmôre is Psalm 29 vers 1 en 2. Ons lees daar: Gee eer aan die Here, God godesdiens. Gee eer aan die Here vir sy heerlikheid en krag. Gee eer aan die Here vir die heerlikheid van sy naam. Buig en aanbidding voor die Here in sy glansryke heiligheid. Ons doen dit eenvoudig weer in die eerste plek net as gelowiges byeen te kom. Dan gee ons eer aan God. Want op hierdie manier kom ons by mekaar om vir die Here gesamentlik te sê, Here, ons glo in U, ons bely dat ons 'n verhouding met U het, en daarom kom ons by mekaar om met U moeite te doen. Soos wat enige iemand sal moeite doen om saam met sy vrou en sy kinders tyd te spandeer, omdat hulle 'n verhouding is, so doen ons moeite as 'n gemeenskap van gelowiges saam tyd te spandeer aan die Here, want op daai manier erken ons verhouding met Hom. En wanneer ons dit doen, weet ons tog mos nou dat die Here ook hier is, en daarom kan ek julle groet. Ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ons gaan as toetrede lied sing, lied 292 vers 1 en 2. Dit juis is ook 'n stuk belydenis, my enigste troos in lewe en dood. Kom ons sing dit sittend saam. Thank you.
besig is, dat U vir ons 'n leergierige gees, 'n ontvanklike hart en 'n oop gemoed sal skenk, sodat ons werklik, Here, U sal ontmoet en U sal ervaar en sal hoor dit wat U vir ons wil sê. Daarom bid ons, kom spreek, Here, kinders luister. Amen. Die tema, soos ons nou gesê het, is God se rigting en die teks is Handelinge hoofstuk 10, vers 34 tot 40. Lees saam met my. Petrus het toe begin praat en gesê, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel, maar dat die mens wat ontzag vir hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Dit is die boodskap wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe hy die evangelie van vrede wat deur Jesus Christus gekom het verkondig het. Hy is die Here van alle mense. Julle weet wat dwars deur Judea gebeur het. Dit het begin in Galilea na die doop van wat Johannes verkondig het. Hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Hy het die land deur 'n reis goed gedoen en almal wat onder die mag van die duiwel was genees, omdat God met hom was. Ons is getuies van alles wat hy in die land van Jode en in Jerusalem gedoen het. Maar hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Vir hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy verskyn, nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat vroeër reeds deur God aangewys is. Aan ons wat saam met hom geëet en gedrink het, nadat hy die dood opgestaan het. Hy het ons beveel om aan die volk te verkondig en kragtig te getuig dat hy is wat deur God aangewys is as regter oor die lewendes en die dooies. Oor hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo deur sy naam vergewing van sondes ontvang. Ons lees tot sover. Hierdie skildery, hierdie prentjie wat nou op is nou maar net 'n aansluiting by 'n verhaal wat ek nou wil gebruik as 'n metafoor in dit wat ons in die teks lees. Daar was op 'n baie stormagtige aand 'n skip wat op die see gevaar het, en toe hy nou so vaar en deur al die rowwe waters, al die dinge, toe sien hy lig aan die ander kant, en die kaptein besef toe nou dat hulle is op dieselfde koers, en dat hulle besig is om op mekaar af te stuur. En op 'n stadium toe stuur die kaptein van die een skip, toe stuur hy 'n boodskap na die ander toe en sê, hoorie, maar julle moet asseblief so gou as moontlik 20 grade draai, sodat want anders gaan ons in mekaar in vasraak. Die boodskap kom toe terug, hy sê, nee, julle kan 20 grade aanpas. En die skipskaptein laat toe nou nie op hom wag nie, en hy stuur 'n boodskap terug, en hy sê, jy verstaan nie mooi nie. Ek is kaptein, wat ook al, en ek beveel jou om 20 grade aan te pas op julle koers. Ons kan nie 20 grade uitswaai. Die boodskap kom terug. Die boodskap sê, ek is eerste klas seeman, ek is nie 'n kaptein nie, maar ek sê vir jou dat ek vir jou sal wys wees dat jy 20 grade aanpas. Die kaptein is toe nou op daai stadium al reeds, kyk, toe sê nou, dit is stormagtig, dit is rowwe waters,
Hy is aan die stuur van 'n baie groot boot. Die manne is eerlik vir jouself dat hoe gaan dit op die boot op daai stadium? En nou is 'n eerste klas seeman het hy nou die verwetenheid om vir 'n kaptein van 'n groot oorlogskip te sê dat hy moet nou maar sy koers aanpas. So toe stuur hy die boodskap terug en hy sê, luister, ek is die kaptein van 'n groot oorlogskip. Vir my is dit nie so maklik om 20 grade aan te pas nie. Ek beveel jou dat jy moet eerder doen. Wie is jy om dit vir my te sê? Die boodskap kom terug. Ek is 'n vuurtoren. Nou ja. So luister selfs die geharde manne en die harde baarde soms as dit werklik daarom neerkom dat hulle besef dat maar ek is nie eintlik regtig so groot kaptein soos wat ek myself voorgee dat ek is. En die ouens wat Petrus hiervan praat in Handelinge, was nou juis ook so 'n voorbeeld. Die Israeliete of die Jode het almal op 'n stadium hierdie lig sien aankom. En omdat hulle nou gedink het dat hulle kaptein is en dat hulle almal die kaptein van 'n groot skip is, die oorspronklike Joodse godsdiens, en dat dit moeilik is om daai groot skip se koers aan te pas, het hulle self blind gestaar vir die lig. En in hierdie metafoor sou hulle heel moontlik dan die vuurtoring se lig uitgeskiet het, sodat hulle nie gekonfronteer is met die lig nie, en uiteindelik het hulle toe nou skipbreuk gelei, want dit is mos nou wat hulle met Jesus gedoen het. In steede daarvan dat hulle koers aangepas het en gesien het dat Jesus die lig is en dit so aanvaar het en toe nou hulle koers aangepas het, het hulle eerder vir Jesus om die lewe probeer bring. Nou skryf Paulus oor hierdie Petrus, oor hierdie ervaring wat hy gehad het, ook voorheen Jood, in die aanpassing, koersaanpassing van sy lewe. En dit het nou natuurlik by hom 'n klomp paradigma verskywings teweegbring. Hy moes 'n klomp paradigma verskywings doen. En as dit nie was vir die paradigma verskywings nie, sou hy dit nooit ervaar het soos wat hy gedoen het. Sou hy nooit tot die besef gekom het wat uiteindelik daartoe gelei het dat hy nou wel hierdie bekeringsproses in sy lewe raak gesien het en 'n volgeling van Jesus geword. Kyk, ek weet nie wie van julle het sy werke gelees nie, maar ou dokter Willie Marais, 'n baie groot teoloog in ons volkse geskiedenis, het baie goed geskryf en hy het gesê, en toen was 'n spesifieke boek, moet elkeen 'n dag en datum hê, het hy geskryf dat dit is nie noodwendig so dat almal 'n dag en 'n datum het vir hulle bekering. Sommige mense is bevoorreg genoeg om in die kerk groot te word en is dit daarom eintlik 'n lewenslange gebeurtenis. Ja, sommige van daai mense kom ook tog wel op 'n spesifieke dag by die punt wat hulle sê, Here, ons ken mekaar. Ek ken U soos wat U my ken en ek wil vandag offisieel my lewe aan U wy. By ander gebeur dit deurlopend. En kyk, die bekeringsproses is eintlik mos nou maar 'n daaglikse ding. Dit is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, gebeur nie net een keer nie. Elke dag wat jy kies om reg te leef, elke dag wat jy kies om volgens die Here se wil te leef, dan is dit 'n bekeringsmoment. So as jy in Pick n Pay gekonfronteer word met 'n of ander frustrerende situasie en jy kies daar en dan om reg op te tree, dan is daai oomblik ook 'n bekeringsmoment. So daar moet daagliks verskeie sulke momente wees. Want soos wat ons die teks lees in die
Bybelse verstaan van bekering beteken letterlik 'n helder paradigma verskuiwing. Nou, hoekom dit 'n paradigma verskuiwing is, want kom ons sê byvoorbeeld in Pick n Pay, die persoon kom druk voor jou in die ry in en jy voel op daai stadium, want dit is jou eerste reaksie, dit is instink, is om op daai stadium daai persoon se kop teen die toonbank vas te slaan, of om die wat lemoen wat in jou trolley is, ja, by sy ore in te druk. Ja, julle het nou gedink ek gaan sê 'n ander plek, nie? By sy ore in te druk, wat dit ook al mag wees, dit is jou eerste reaksie, want dit is hoe ons as mens is, nee? Ons is feilbaar, ons is gebroken, dit is hoekom ons Here nodig het. En elke keer wat jy op daai stadium kies om reg op te tree of die regte ding te sê of die regte ding te doen, dan is dit 'n paradigma verskuiwing, met ander woorde, jy verander jou gedagtes, jou denke van hoe dit was, na hoe dit veronderstel is om te wees. Daarom is dit 'n helder paradigma verskuiwing. Helder, want dit is goddelik. En Petrus gebruik die woorde in vers 24 wanneer hy sê, waarlik, ek begryp nou eers. In die gereformeerde tradisie sê ons dat ons het die teologie van genade, dat God homself eers aan ons openbaar, alvorens ons hom kan ken. Nou, uit die ander teologiese tradisies, by die charismate en die smeer, sê hulle dit werk andersom. Jy hoor mense sê jy moet bekeer. Dan bekeer jy jouself, het sy dit nou weer groot doop is, of wat ook al, en eers wanneer dit gebeur, dan kry jy die Heilige Gees, en eers dan kan jy God ontmoet, en kan jy met God, kan jy Gods openbaring ervaar in jou lewe. Terwyl ons, dit is nie hoe dit werk, God se openbaring aan die mens, is nie afhanklik van mense, wat aan jou die boodskap oordra. God openbaar homself aan jou op verskillende maniere, soms gebruik hy wel mense. Maar omdat God die eerste tree gee en homself aan jou openbaar, daarom kom jy tot die besef en dan het jy 'n verhouding met die Here. Dis bietjie andersom. En Petrus het hierdie visioen gehad van die doek, met die onrein diere vir Jood ensovoorts. Julle ken daai, julle weet mos nou wat met daai visioen gebeur het. En by daai visioen het God baie duidelik vir Petrus gesê, jy mag, of die mens nou, maar jy, Petrus wat ook nou as verteenwoordiger van die kerk is, jy mag niks onrein verklaar wat deur God rein verklaar is. Stel as soos hierdie kaptein van die skip. Hy dink hy is die kaptein van die groot skip, so hy die grootste sê. Nou het Petrus hierdie visioen en hy kom tot hierdie besef dat ons is eintlik nie so belangrik. Ons kan nie die reëls maak. God bepaal die koers. God bepaal die rigting. En as God die rigting bepaal, maak nie saak of ek 'n Jood is en of ek 'n skeepskaptein is en of ek 'n rabbi is of wie of wat ook al ek is, of die eienaar van my eie besigheid is, of die bestuurende direkteur van Apple, of wat dit ook al mag wees. Maak nie saak wie ek is. God se is die rigting. God se kompas wys die ware rigting aan. En hierdie bekeringsproses wat Petrus deurgegaan het, wat ons help om ons eie bekeringsprosesse daagliks te verstaan, is hierdie draai, fisiese koersaanpassing, soos wat die skip toe nou wel moes maak, hierdie koersaanpassing om te sê, okay, ek pas eerder my koers aan, want die boodskap wat gekom het, in ons geval van God af, wys vir ons 'n beter rigting aan, as wanneer ek my eie kop sou volg, want dan sou daai skeepskaptein sou sy skip in die rotse in gestuur het. As ons eie rigting volg, en ons volg ons kop, en ons gedagtes, en ons wil afdwing, wat gaan gebeur?
Ons gaan op die rotse beland. Toe die Jode Jesus nie aanvaar het nie, en hulle nie sy lig wou sien, of sy rigting wou volg nie, wat het hulle gedoen? Hulle het hom aan die kruis opgehaal. Ons moet besef, dat hierdie bekeringsproses eintlik God se kompas vir ons lewens is, omdat dit ons help om uiteindelik nie net in sy rigting te vaar nie, maar om op sy rigting te hou. En daar is gewoonlik 4 veranderinge wat plaasvind by so 'n bekeringsproses. Die eerste is ons kennisverandering. Nou, Petrus het toe God hierdie woorde vir hom in daardie visioen sê, wat God rein verklaar, mag jy nie onrein ag, moes dit vir hom ingrypend gewees het ten opsigte van sy kennisverandering, want onthou nou, hy was 'n Jood, hy het altyd groot geword, vir eeue lank was dit hoe dit was. 'n vark is onrein, jy mag nie dit eet nie. Nou kry hy die visioen en God sê dit rein. Want, soos wat Jesus gesê het, is nie wat by jou mond ingaan wat jou onrein maak nie, maar dit wat uit jou hart uitkom. So dit moes vir hom ingrypend gewees het, hierdie besef, dat God is uiteindelik die een wat bepaal wat rein of onrein is, nie ons as mens, nie die kerk, nie die Sanhedrin, die Joodse leiers. Niks en niemand kan daai besluit maak of dit bepaal, behalwe God. So ons, en dit, vir ons word nog steeds daarmee gekonfronteer, nee? As jy in die straat en jy sien mense, is die eerste ding wat gebeur, ons is nou maar so, dat ons beoordeel mense op grond van hulle uiterlike voorkoms. Dan wil ons vir onsself uitplaas of die persoon aanvaarbaar is al dan nie. In wese of die persoon rein of onrein is. Die tweede verandering wat plaasvind is hierdie gesindheidsverandering. Nou, Petrus ontvang Kornelius se 3 gaste. Julle ken daai gedeelte in die Bybel, waar Kornelius se 3 gaste is nie Jode nie. Dis nie uit dieselfde stam. Inteendeel, die 3 gaste wat saam kuier, is nie eers almal uit dieselfde nasie nie. En vir die Jode sou dit gewees het dat jy jou hele huis, jou huisgesin, jou familie en jouself onrein maak volgens hulle reëls, as jy enigiemand anders in jou huis ontvang wat nie eg Israeliet is nie. So, in ons konteks, die oomblik as jy 'n Engelsman in jou huis sou verwelkom, dan maak jy jou huis onrein, omdat daar nou 'n Engelsman in jou huis is. Ja. So, en dit is skrikwekkend om te dink dat mense so gedink het, maar dit was wet. En hierdie kennisverandering het plaasgevind dat daar 'n gesindheidverandering by Petrus was, dat hy wel hierdie gaste ontvang het, en wat het daar gebeur? Die oomblik toe hy hierdie gaste ontvang het en hulle met mekaar begin praat, en toe kom hy agter dat eintlik aanbid ons dieselfde Here. Eintlik het ons dieselfde evangelie. Eintlik glo ons op dieselfde, ons het dieselfde hart. En daar en dan het Petrus, die verteenwoordiger vir die kerk, soos wat ons het vandag ken, het daar en dan, kom ons sê nou maar, kragte saamgesnoer met die 3 gaste, en was die bedieningsreikwyte van die kerk skielik baie groter, want hierdie gaste het by mense uitgekom, by wie Petrus en die ander apostels wat voor die Jode was, nooit by sou uitkom, as dit net hulle was.
En dit het natuurlik 'n gedragsverandering teweeggebring. Net soos wat hierdie proses by ons ook 'n gedragsverandering teweegbring. Ons sê dit vir mekaar, maar ons internaliseer en besef dit en leef dit nie noodwendig altyd, dat die Here, Jesus, is Here vir almal. Of hulle nou 'n Europeër is, of hulle nou 'n Afrikaner is, of hulle nou 'n Israeliet is, of hulle nou 'n wie of wat of 'n Pretoriaaner is, maak nou nie saak nie. Die Here Jesus Christus is die Here vir almal. En die oomblik as toe hierdie gesindheidsverandering by Petrus plaasvind, toe het die gedragsverandering plaasgevind, sodat hy wel met hierdie wete dat die Here is Here vir almal, by ander sou uitkom by wie hy nooit sou uitkom. So moeilik soos wat dit is, die evangelie moet aan blou brille ook gebring word. Dis 'n uitdaging, maar hulle moet ook die evangelie. En Petrus moes hierdie swaar pil sluk om te besef dat God is Jahwe, is nie net die Jode se nie, dis almal se. En die gedragsverandering wat nou plaasvind is dat hy dit doen. Dat hy toe nou wel met die Samaritane gaan praat. Dat hy toe nou wel met die Romeine gaan praat. Wat hy oorspronklik nooit sou doen. En nie net gaan praat, aan hulle die evangelie gaan leef. Want sien, op Bible punching, net soos ons julle almal ken 'n Bible punching. Bible punching se sukses is ek stap dalk seker 2%. Terwyl om die evangelie te leef teenoor ander het 100% slaagsyfer. En ek kan dit onomwonde stel, want dit is die voorbeeld wat Jesus kom stel. Jesus het nie met Bible punching mense tot die besef van God se genade en liefde gebring. Hy het dit gedoen deur hulle te gaan dien. Hy het dit gedoen om saam met hulle te leef. Hy het dit gedoen deur die voorbeeld aan hulle te stel. En dit bring groepsverandering teweeg. Hierdie groepsverandering beteken dat ons as gemeente, elkeen van ons individueel wil baie graag verandering sien plaasvind. Ek praat nou, kyk, verandering is moeilik. Laat ons nou nie vir mekaar doen. Vir almal van ons is verandering soms eintlik maar 'n uitdaging, op die minste. Maar as dit kom by die evangelie, wil ons almal baie graag verandering sien. Ons wil baie graag sien dat daar vrede heers in die wêreld. Ons wil baie graag sien dat mense in liefde met mekaar leef. Ons wil baie graag sien dat mense mekaar sal aanvaar en mekaar sal bedien, op watter manier ook al, maak nie saak wie dit is. Ons wil baie graag sien dat ons in 'n wêreld leef waar ons veilig is, veilig voel. Ons wil baie graag sien dat ons in 'n wêreld leef waar almal ten minste 'n brood het om te kan eet. Ons wil almal graag daardie tipe verandering sien. En omdat ons as individue dit wil sien, wil ons as gemeente gesamentlik of ons as kerk dan wil ons dit sien. So hierdie groepsverandering wat ons graag sou wil sien, kom nie meer op dit wat ons voorhoop nie, maar op dit wat ons gaan doen. Die verandering in hierdie gemeenskap gaan nie plaasvind as ons net vir mekaar sê, ag, ons wil tog graag sien dat die dorp skoon is. Dit gaan gebeur as ons dit doen. Daar is so baie in hierdie kort teks wat ons vir mekaar kan sê.
ten opsigte van dit wat ons graag wil hê, dit wat ons graag wil sien, dit wat ons graag sou wou bewerkstellig. Maar niks daarvan sou kon plaasvind as daar nie 'n epifanie was. Ons almal ken die Eureka oomblik, nie? Die Eureka uitroep. Ek het tot die besef gekom. En dis wat epifanie vir ons as gelowiges eintlik maar beteken. Ons besef, ons sien, ons maak dit deel van ons wese. En ek en jy, liewe vriende, is heel moontlik die enigste evangelie, die enigste Bybel, wat iemand anders vandag dalk lees. En as jy hierdie Eureka, hierdie epifanie met daardie persoon gaan deel, gaan jy moontlik dalk die epifanie in daardie persoon se lewe veroorsaak. Terwyl as jy dit nie doen nie, God se werk is nie afhanklik van ons nie, maar as jy dit nie doen nie, dan ontbreek dit. En as jy nou net 'n stukkie terugdink en by jouself dink, maar as die epifanie in my eie lewe nie sou plaasvind nie, waar sou ek vandag gewees het? Wie is jy en ek om dan die epifanie in iemand anders te deel, te weerhou, omdat ek en jy 'n skeepskaptein van 'n oorlogsskip wil wees, wat 'n magspel speel en respek wil afdoen. Omdat dinge moet wees soos wat ek het wil hê, volgens my rigting. So ons is God se kompas beter as my mening. Epifanie is nie net vir my en jou bedoel, maar vir almal. Wat jy met die kompas gaan doen, wat Here in jou hand sit, dit gaan bepaal wat jy met jou epifanie doen, en of dit vir iemand anders 'n epifanie gaan wees. Amen. Kom ons bid. Here, ons erken dat ons as mens soms so geset is op ons rigting en op dit wat ons van oortuig is, dat dit dalk 'n krisis verg om ons te laat besef, ons is besig om op rotse af te steek. Help ons, Here, om die lig wat U gebring het, daardie lig te hoor, om dit raak te sien, sodat ons betyds rigting kan verander, om weer op goeie waters te gaan vaar. Here, soos wat U eintlik vir ons wil hê. Ons dank U, Here, dat U altyd plan maak om ons te help, waar ons tekort kom, om wel van rotse af weg te stuur. Ons bid, Here, dat U dit in ons gemeente ook sal doen. Dat U in ons gemeenskap van gelowiges hierdie epifanie as 'n Eureka oomblik sal gebruik om by ander mense ook 'n epifanie en 'n Eureka oomblik te laat gebeur. Ons bid al hierdie dinge nederigheid en afhanklikheid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan die dankoffers opneem by die deure. So ons gaan nou staan
en afsluit met ons slotsaam. Dit is Psalm 146 vers 1, 4 en 5. Prys die Here, loof en prys hom. Nou bly ons staan vir die seën en die sin van die amen na die einde. Juis wanneer jy dit nodigste het. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding en die nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Nou en tot in alle ewigheid. Amen.